Hi vriende, ek groet julle in die grootste naam wat daar is. Yeshua HaMashiach, ons verlosser, ons redder, ons Here. Vriende, ek glo en vertrou met elkeen van julle gaan dit geseënd en hoe dankbaar is ons nie om weer iets uit Vader se ewige woord te kan leer nie. Vriende, wonder jy soms of God met jou praat? Ek dink een van die grootste tragedies is dat ons as mens God van dag tot dag beleef, maar hom nie herken nie. Ons sê dalk vandag skietgebedjie hierop en skietgebedjie daarop, maar het ons regtig 'n intieme verhouding met ons hemelse Vader, soos wat hy verlang om met ons te hê. 'n Mens kan God nie herken as jy hom nie ken nie. Dit is net soos jy jou vriendin of jou vriend of jou eggenoot, jou huweliksmaat. Dit is hoe jy hulle mos geleer ken het. Julle het tyd met mekaar deurgebring. Julle het mekaar gesels, mekaar gebel. Eers as julle kon, sou julle seker 24 uur in mekaar se geselskap wou gewees het in die begin van so 'n vriendskap of daardie klein, soos wat die mense dit noem, ons die butterflies, van om die hele tyd by iemand te wees. En so daardeur, dan leer ons hulle mos beter ken. Ons leer hulle dingetjies aan. Ons leer hulle geaardheid aan en hoe hulle met ons gesels. Jy sien vriende, ons liewe Vader het ook 'n geaardheid. Ons kan hom ook leer ken deur dinge wat hy sê en doen. Dit is net ons wat regtig ons ore en ons oë moet oopmaak vir dit wat Vader vir ons wil sê, dit wat Vader vir ons wil wys. En met 'n ander bril na die wêreld kyk. Die bril wat Vader vir ons gee. Nou vra hy ons, nou wat doen God? Jou vriende, ek dink as ons net so by ons vensters kan uitkyk, as ons die natuur kan aanskou, of die see, die strand, die wolke, die sterre, die son, die maan. Ja, daar is so baie. Ek meen, tot die veldblommetjies, die voëls. Daar is so baie dinge wat God doen. Ja, vriende, om nog iets te weet van hoe amazing groot is ons Vader. As ons kyk na die natuur, ons kyk na al die voeltjies, die verskillende klomp voeltjies, die groote, kleintjies, jy noem dit op, daar is hulle. En weet julle, vriende, nie een van daardie diere het 'n werk nie. Daar is nie 'n salaris wat in elke maand inkom nie. Maar weet julle, hulle het altyd oor genoeg om te eet, oor genoeg om te drink. Want weet julle, ons liefdevolle Vader dink aan hulle ook. En dan, ja, wat so asemrowend is van ons God, dat hy sy seun gestuur het om ons te kom red. Nie die voeltjies nie, nie die diere op aarde nie, ons as mens. Dit wys jou net Vader se groot liefde vir ons as mens. En dan as jy ons nog steeds vra, hoorie maar wat doen God? Jy sien vriende, die dinge waarna jy kyk, bestaan uit atome. Onsigbare mini boublokkies. En julle weet, atome is ongelooflik nietig, maar tog tydloos. Dit is beperk en nie gekoppel aan 'n spesifieke tyd of 'n plek nie. Deur duisende eeue heen word dit oor en oor in die lewende en dooie dinge gebruik. Die getal atome op aarde en in die kosmos is vir ewig dieselfde en kan nie meer of minder word nie. God het dit vasgestel. God het dit so laat besluit. God het dit so gemaak. En vriende, asem 'n paar keer diep in en uit. In jou long is nou atome van Jan van Riebeeck uitgeasem het toe hy sy eerste tree op Kaapse grond gegee het.
en van Christus toe hy opgevaar het. En God is sigbaar in die kleinste dingetjie. Hy was vir altyd af hier. Hy sal hier wees wanneer ons al lankal nie meer hier is. Ons lees in Romeine 1 vers 20, van die skepping van die wêreld af, kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei, dat sy krag ewigdurend is, en dat hy waarlik God is. Hoewel die dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Ja, vriende, hoeveel onsigbare dinge is daar wat ons nie regtig sien nie? Behalwe nou as dit winter is, kan jy regtig sien wat jy inasem en uitblaas. Sien vriende, ons hemelse Vader openbaar homself aan alles wat om ons is. En God is om ons, God is oral. God is tydloos, ewig, asemloos. Dit is ons God. En weet julle, ons liewe Vader skyn deur ons. Ons vra hom ons laat die lig helder in ons skyn. Dit is wanneer daardie Heilige Gees heeltemal beheer neem van ons lewens. En ons kan ons maar sê, soos die Engelsman sê, boots and all, binne in ons harte kom bly. En wat 'n verandering vir ons as mens is dit nie. Want julle weet mos wat bring die Heilige Gees al saam. Hy bring goedheid, hy bring vrede, vreugde, hy bring al daardie vrug van die Gees. En hy kom plan dit vir ons in ons harte. Sien, ek het eendag die Here gevra vir iets, maar ek het niks van hom gehoor nie. So sug een van my vriende nou die dag. Nou vra hy ook, wat doen ek verkeerd? Hoe het Bybelfigure na God geluister? Sien, Abraham het, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is. Hoe het die Bybelfigure gewag? Die woord wag in Hebreëus beteken om waar te neem en te kyk. In plaas daarvan om 'n projek aan te pak, kyk liewer waar God werk. En waar God alreeds wil hê jy met jou gewig ingooi. Dit is wat wag beteken. Kyk waar God werk in jou lewe en sluit jou by hom aan. Sien vriende, soms moet 'n mens ophou om die koeltjie van 'n vrugtelose vriendskappe aan te blaas. Gee jou energie vir 'n verhouding wat vuur het. Dan sal die vraag kom, waar begin 'n mens? Dit begin deur gemaklik te sit. Maak jou oë toe en neem 'n paar keer diep asem. Stel jou voor, jy is in 'n veilige, vredevolle plek. Stel jouself voor 'n wit lig voor jou. Omtrent soos in 'n liniaallengte, bo jou kop en effens voor jou. Dit is al die positiewe genesende krag wat van God kom. En dan sien jy hoe hierdie lig geleidelik afsak in jou hart, waar dit aanhou gloei met 'n kragtige, heerlike, helende lig. En dit is hoekom ons moet bid. Here, laat u lig helder in my skyn. Ons moet regtig die tyd vat, vriende, om stil te sit en op God te wag. God is vir ewig by ons. Hy sal ons nooit los nie. En God wil deur ons skyn. Ons lees in Psalm 130 vers 6. Ek wag op die Here, meer as wat die wagte op die môre wag. Wagte op die môre. Vriende, die wat op die Here wag, sal nooit teleurgesteld word nie. Jy sien, dit is 'n lig wat jou deurweek met alles wat rein, edel, mooi en prysenswaardig is. Ek sê mos as die Heilige Gees in ons kom, dan kom hy nie net met die klere aan of wat ook al wat hy het nie. Nee, hy kom met al daardie gawes. Hy kom met al daardie blessings. Kom hy. En hy kom, die sterkste lantern wat die wêreld nie kan uitdoof nie. Sien vriende, as ons nou daardie lig so dra, dan moet ons regtig sien hoe hierdie lig werk. Hoe verlig hierdie lig?
die plekke om ons, ander mense, in alle rigtings. Ek dink die lig skyn so helder dat dit jouself ook verblind. Sien vriende, daai lig verdryf alle gif en spanning, negativiteit, wankelende siektes, hartseer, depressie. As daardie lig oorvat, dan vat God ons oor. Dan verander al daai glans in gesondheid. Sien vriende, dan skyn God self deur ons. Dan het hy kom woning maak in elke een van ons. En ons kan dit aan die wêreld verkondig. Ons kan dan ook 'n lig wees vir die om ons. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God Vader, baie dankie weer eens vir hierdie woord wat U met ons gespreek het. Vader, dankie dat daar so baie dinge is wat ons nie eers kan sien nie, maar Vader, wat U al reeds vir ons gemaak het om ons aan die lewe te hou. Vader, dankie dat U vir ewig by ons is. Vader, dankie dat ons kan vra dat U lig deur ons skyn. Vader, laat dit so helder skyn dat ons tot verblind raak van daardie lig. O heilige God, laat ons U ligdraer sal wees en dat ons 'n lig sal laat skyn in hierdie donker wêreld. En Vader, die mense om ons se ligte ook weer begin aansteek. Dat ons saam, Vader, die grootste lig op hierdie aarde sal wees. Heilige God, dit is U lig wat deur ons skyn. En ons sê dankie daarvoor, Vader, want dit is alles uit genade. En ons loof en ons prys U daarvoor. In Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Vriende, my naam is Pastoor Chris Boysen van Port Elizabeth. Ek is ook deel van die JCRMTS familie. As jy enige berading of voorbereiding nodig het, skakel my gerus op 083 232 2442. En vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.